Goeienaand almal, dit is Theo en baie dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Jy weet, ons het almal die keuse, of ek is iemand, of ek is niemand. Iemand soos hierdie. Wat sê die woord van die Here van iemand of niemand? Genesis 41 vers 38. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, waar sal ons nog iemand kry soos hierdie man? Hy het verseker die gees van God in hom. Nou hierdie man waarna Farao verwys was 13 jaar voor hierdie gebeure deur sy eie broer verkoop aan slawehandelaars. Genesis 37 vers 28. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put opgetrek. Hulle het hom uitgehaal en hom aan die Israeliete verkoop vir 20 sikkel silwer en het Josef na Egipte gebring. In Egipte is Josef verkoop aan Potifar en daar word hy valslik beskuldig van iets wat hy glad nie gedoen het nie. En vir 13 jaar lank was hy in die Egiptiese tronk gegooi. Maar gedurende hierdie hele tyd het Josef bly glo en vertrou op God. Hy het nie net aangeneem of aanvaar om net niemand te wees nie. Hy het nog steeds iemand gebly. En sy geloof en vertroue in God het meegebring, so wat ons lees in Genesis 39 vers 2. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. Vers 5. Die Here het die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Vers 21. Maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid en guns aan hom bewys in die oë van die owerstes van die gevangenis. Kan jy sien? Josef het nie bloot aanvaar om net niemand te wees nie. Hy het iemand in die oë van die Here gebly. En omdat hy vir 13 jaar lank, afgesien van sy haglike, gevaarlike omstandighede, getrou gebly het aan die Here, lees ons in Genesis 41 vers 38. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, waar sal ons nog iemand kry soos hierdie man? Hy het verseker die gees van God in hom. Hoor bietjie wat lees die woord van die Here in Jesegiel 22 vers 30, wat die Here self praat en hy sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur om die stad sal bou, om dit te beskerm teen die vyande. Iemand wat voor my aangesig in die gaping daarvan sal staan. En Dawid was so 'n man. Hy was 'n iemand in die oë van die Here. 1 Samuel 16 vers 1. Die Here sê vir Samuel, hoe lank gaan jy nog oor Saul huil, omdat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Vul jou horing met olie en gaan na die huis van Isaai in Bethlehem, want ek het een van sy seuns vir my as koning uitgesoek. Abraham was ook so 'n man, wat nie net niemand was nie, hy was iemand in die oë van die Here. Genesis 12 vers 1 tot 4. En die Here sê vir Abraham, trek weg uit jou land, weg van jou familie en ouerhuis en trek na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou en jou nageslag 'n baie groot nasie maak. Oral sal mense jou naam ken en van jou praat. Wie vir jou goed is, sal ek gelukkig en voorspoedig maak. En wie jou sleg behandel, sal teëspoed ervaar. Abraham het toe alles gelos en hy het weggegaan, net soos die Here vir hom gesê het. Ons sien dat Saulus was ook 'n man wat besluit het, ek wil iemand wees. Handelinge 9 vers 1 tot 2. Saulus wou die disippels van die Here met alle geweld uitroei. Hy het volgelinge van die Here oral met die dood gedreig. Daarom het hy na die hoëpriester gegaan om lasbriewe te kry, sodat hy, as hy mense sou vind wat gelowig was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring om verhoor te word. Handelinge 9 vers 3 tot 5. Maar toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal 'n helder skerp lig uit die hemel hom skielik en verskrik val hy toe soos 'n dooie op die grond neer. Toe hoor hy 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, hoekom is jy besig om my te vervolg? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, dit is ek, Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. En weet jy wat, ook Rahab was 'n vrou, wat nie net niemand wou bly nie, sy wou iemand wees. Maar hoor net wie en wat sy was, voordat die Here haar raak gesien het. Josua 2 vers 1.
Daarop het Josua in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Kan jy sien wat sê die woord van haar? Die hoer Rahab. Maar sy wou iemand word in die oë van die Here. Sy het ag gegee op die grootheid van God en hoor net wat sê sy vir die 2 verkenners. Josua 2 vers 8 tot 11 en Rahab het op die dak geklim en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik van julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by die uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die 2 konings van die Amorite en Sion en Og oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Ja, en die Here het Rahab raak gesien, maak nie saak wat mense van haar gedink het en van haar gesê het nie, want ons lees in Hebreërs 11 vers 31, luister dit hierna. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En Jakobus 2 vers 25, en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Maar dit is nie al nie. Hierdie vrou se naam word genoem in die geslagsregister van Jesus Christus. Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, en dan vers 5, en Salmon, die vader van Boas by Rahab. Jy weet, die Here praat met elkeen van ons vandag, want hy sê in 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Liewe luisteraar, weet elkeen van ons moet vandag besluit, wil ek maar net bloot 'n niemand wees nie, of wil ek iemand wees wat deur die Here raak gesien word? Hierdie besluit is uiters belangrik. Wil ek maar 'n niemand wees nie, of wil ek iemand wees wat deur die Here raak gesien word? Want kyk net hoe eindig 2 Kronieke 16 vers 19. Hy sê daar, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En nou, hierin het u dwaas gehandel, met ander woorde, die verkeerde besluit geneem. Want van nou af sal daar oorlog teen u wees. Ek wil afsluit met daai wonderlike gedeelte in Genesis 41 vers 38. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, waar sal ons nog iemand kry soos hierdie man? Hy het verseker die gees van God in hom. Wil jy iemand wees, of wil jy maar net niemand wees nie? Dankie Here, help ons om iemand in u oë te bly. In Jesus naam, amen.